Here God, dis een ding om te sing met ons mond dat ons U lief het met alles in ons. Met ons krag, met ons verstand. Dis 'n totaal ander ding om dit daar buite te bedoel en te beteken en te leef. Here, te leef as 'n taxi voor jou inswaai of skielik voor jou stop, as iemand in Checkers hulle trolley in jou vasstoot. Dis totaal iets anders as 'n huisgesin met mekaar begin strykry of 'n familie. Dis 'n totaal ander ding op 'n braai by 'n Vrydag of rugby op 'n Saterdag. Here, dit is moeilik. Here, maar ons wat U kinders is, ons wat U lief het, ons wil vanoggend hiernatoe kom en vir U sê, maar ons het U lief. Al is ons nie perfek nie, al is ons nie wat U was nie, Jesus, toe U op aarde was. Here, ons streef daarna, ons streef om soos U te wees, en ons wil vra dat U ons vanoggend sal kom ontmoet, waar ons is, wat ook al aangaan in ons lewe. En dat U met ons sal praat, op 'n manier wat net U met ons kan praat. Met woorde wat weer klink in ons hart en ons gedagtes. Here, wat ons laat self ondersoek doen, en wat ons nader aan U bring, Here. Kom en praat met ons. Ons luister graag. Amen. Baie, baie dankie. Right, ek wil welkom sê aan elke een wat ook via die video inskakel. Voorreg om julle deel te hê van die diens. Ons is besig met 'n reeks rondom lydingstyd, en lydingstyd, die aanloop tot lydingstyd is een van die kleure is pers, as gevolg van die kleed wat Jesus aangetree het toe hy gemartel is. En kyk net hoe mooi het hulle die kruis gemaak vanoggend, 'n pers kruis op die kruis met blomme, en hierdie groot kruis is ook pers, en die pers gaan oor koninklikheid, maar Jesus wat gestroop was in daai oomblikke van sy lyding, van wie hy is en wie hy was, en wat minder gemaak is as niks. Die Bybel beskryf dat Jesus het skaars minder as 'n mens gelyk. En dis waarop ons fokus nou vanoggend se boodskap se tema is, waar kry jy water? Nou, dit sluit aan by die feit dat, ek weet nie of julle dit weet nie, ek het bietjie gaan oplees hierdie week oor die geskiedenis van gebottelde water. En nie gedink, ek gaan ooit in my lewe oplees oor die geskiedenis van gebottelde water nie. Nou, die geskiedenis van gebottelde water begin by die einde van die Tweede Wêreldoorlog. Aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog was riviere vuil en lelik en whatever alles, en toe begin hulle met gebottelde water in glasbottels. Want toe was glas nog goedkoop. Deesdae as jy jou water uit 'n glasbottel uit drink, het jy hom waarskynlik by Woolworths gekoop. In elk geval, maar en toe in die 1970s, toe plastiek goedkoop begin word het, en agtergekom het, hulle kan hierdie dun plastiek wat jou waterbottels van gemaak is, of die water in die yskaste in die winkels in elk geval, toe het dit massaproduksie begin raak, en mense het water begin drink, en kyk waar ek vandaan kom, is sparkling water in 'n bottel, is soda water, dis die krag wat gedip het, sorry. Water in 'n bottel wat sparkling is mix, dis nie, like ek hou van my water sparkling nie, dis wat jy by jou whisky sit. En is die snaakste ding, as jy vir my as kind gesê het, ek gaan in 'n kafee inloop, of in 'n winkel inloop, en ek gaan 'n yskas oopmaak, en daar gaan verskillende tipes water wees. Mineral water, spring water, sparkling water, still water, pH balanced water, ek weet nie wat se allerhande water nie, dan het ek vir jou gesê, jou kop raas. As ek die kraan oopdraai, dan is daar water. Ek meen, nie een van ons sal stry, dat toe jy op skool was, en jy het, wat was dit, Red Rover, onthou julle vir Red Rover, want ons Red Rover gespeel, iemand staan in die middel en jy hardloop deur, en as jy jou kan vang, en as jy deel van die middelste span, en as jy jou nie kan vang nie, dan as jy, weet nie, julle noem het seker iets anders, of deesdae speel jy nie Red Rover nie, julle het, wat noem hulle dit, hulle maak internetkafees by die skool, met die ou wat die beste data, wie se pa die meeste data gee. Maar in elk geval, ons het Red Rover gespeel, en as die Red Rover onderhandjie klap, dink julle ek's oud. In elk geval, en dan as jy na die skoolse kraan toe gaan, daai ou koperkrane, en jy maak hom oop, dan daai water gevoel soos manna uit die hemel. Jy het nie gaan na jou
duur waterbottel wat jou ma vir jou gekoop het, wat die water se temperatuur beheer en die ys vir ure laat hou, en hy het 'n proppie en hy het 'n seël sodat jy nie kieme inkry nie, en dan het jy nou jou watertjie gedrink, en dan het jy hom nou teruggesit. Nee man, jy het gedrink, jy het jou mond aan die kraan gesit, die volgende ou het sy mond aan die kraan gesit, want jou party ouens se ma's het hulle nie geleer die drink uit jou hand uit, nie het sommer jou mond daar in die kraan gedruk. En dis wat ons gedoen het. Maar nou kan ek vir jou vra, waar kry jy water? Wie is jou waterverskaffer? Het jy 'n watermasjien in jou huis? Wie maak hom vir jou vol? Lewer hulle af of gaan haal jy die bottel? Dis 'n hele issue. Dis 'n hele storie. Waar kry jy water? Ek weet waar ek water kry, in my kantoor. Ons het die kerksin staan daar, die watertank, want anders die kinders by die verrykingsentrum sal hulle self te veel help en dan gaan die water te veel kos. So die personeel kan dit kry, maar hulle moet dit maar by my kom haal. So waar kry jy water? In my kantoor. As jy ooit wil koue water hê, daar agter of in my kantoor. Hy's baie de mekaar. Maak toe jou oë, stap in, kry water en loop. Nee? So waar kry jy water? Dit was 'n issue. Het jy al vir iemand gesê ek is dors? Ek weet dat partykeer ek het dit al met my kinders gedoen. Dan braai ons. Dan maak ek so. Dan sê ek gewoonlik vir my seun, dan sê ek, ruik jy dit? Dan sê hy, wat moet ek ruik? Ek ruik die braaivleis, ek ruik die kolle, nee, ek sê ek ruik iets anders, iets wat stink. Dan sê hy, wat's dit? Sê ek ruik 'n dooie baarman. Ek sê, hoekom is my glas leeg? Ons sê ons is dors. En ja, op daai noot, in lydenstyd is daar hierdie ding van, dat 'n mens vas, van een of ander iets. Party mense vas van kos, ander van stysel, ander doen media vas. Party mense doen glad nie 'n vas nie, en op Sondag mag jy die vas breek, want is opstanding Sondag. So jy vas vir 6 dae, dis maar die mense wat wil, hulle noem het, om tydens lydenstyd, of die Engelse praat van lent, te vas. Nou, ek en die Here het met mekaar 'n gesprek gehad, rondom 'n klomp goed, en ek het besluit, vir myself. Dit staan in die Bybel, jy mag drink, jy moet net nie dronk word nie. Ek het geen probleem met iemand wat drink nie, maar ek het vir myself besluit. Ek gaan nie net vas van drank vir die lydenstyd nie. Ek is klaar met drank. So die uitdrukking, ek ruik 'n dooie baarman, sal ek nooit weer by my huis gebruik nie. Want ek gebruik nie alkohol nie. Maar dis my keuse. Dis iets wat ek en die Here moes uitmaak met mekaar. Want ek sien soveel in my lewe van wat dit doen, en wat die effek daarvan is, dat ek net besluit het, weet jy wat, ek was nog net een keer in my lewe dronk, lang terug toe ek op skool was, maar ek wil nie meer nie. So wanneer ons uitroep, ons is dors, of ek is dors, toe ek hierdie sin tik, hierdie paar woorde, toe dink ek aan Jesus aan die kruis, wat gesê het, ek is dors. En die eerste keer wat ons dit in die Bybel raak lees, waar mense dit sê, is in Eksodus 17, waar die Here die Israeliete gered uit Egipte uit, en hier gaan hulle deur die woestyn, en hulle trek, en die Here gee vir hulle kos uit die hemel, en all the rest, maar 'n woestyn is 'n woestyn, is nie lekker nie, is droog. Jy gaan van waterpunt na waterpunt, en op 'n stadium is die waterpunte ver uit mekaar uit, en die kinders het die water op die grond uitgegooi, want dis wat kinders doen, en die kinders drink meer water as die ouers, so die ouers se lippe bars, maar die kinders is fyn, want 'n mens sorg mos altyd eers vir jou kinders, so, en op 'n stadium toe raak die mense opstandig, toe sê hulle nou vir die Here, toe ons in Egipte was, toe het ons water gehad, soveel as wat ons kon, die Nylrivier was net daar, ja, en nou is ons hier in die woestyn, ons is dors, en dis waar ons die storie optel. Die Israeliete is van die Sinai woestyn af weg, en die Here het hulle gelei tot hulle by Refidim uitgekom het. Daar was egter nie genoeg water vir die volk om te drink nie. Die volk het met Moses begin stry, en hulle het van hom geëis, ons wil water hê om te drink. Nou Moses is een mens, hulle vermoed dat die Israeliete se getal wat getrek het, was in die honderde duisende. Dis die getal wat hulle skat, party mense skat selfs in die miljoene, maar ek dink is 'n bietjie baie, maar in elk geval.
So as soveel mense voor jou staan, hulle sê ek's dors, dan besef jy maar jy moet plan maak. En Moses het vir hulle gesê, waarom stry julle met my? Enigste water wat ek het, sal my blaas. Nee, dis nie wat ek sê nie. Waarom tart julle die Here? Hulle was egter baie dors. En het weer na Moses toe gegaan en weer teen hom uitgevaar. Waarom het jy ons en ons kinders en ons vee uit Egipte laat trek, net om hier van dors dood te gaan? Moses het toe by die Here gaan soebat. Wat moet ek met hierdie mense maak? Nee, dis wat party mense van hulle huweliksmaat sê. Wat moet ek met hierdie persoon maak? Nee, in elk geval, of jou kinders, of iemand anders se kinders as jy onderwyser is. Wat moet ek met hierdie mense maak? Hulle gaan my sonder die minste aanmoediging met klippe doodgooi. Die Here het vir Moses gesê, vat die stok waarmee jy op die Nyl geslaan het, gaan na die volk toe en vat 'n klomp van die oudste manne saam met jou. Ander woorde, kry vir jou 'n paar bouncers. Nee, kry vir jou ouens om jou op te pas. Slaan saam met jou stok op die rots by Horeb en staan daar en wag vir jou. Of ek staan en wag vir jou, sorry man. Daar sal water uit die rots kom, dat die volk kan drink. Moses het toe presies gemaak, soos die Here gesê het, en terwyl die oudste manne staan en kyk, Moses het daardie plek toe Massa genoem. Massa beteken om iemand te tart, of Meriba, wat beteken beklei. Want die Israeliete het met Moses daar rusie gemaak, en hulle die Here uitgetart toe hulle gevra het, gaan die Here ons ooit help. So, hier is die Israeliete en hulle sê ons is dors. Maar nou moet jy die storie in perspektief sien. Die Israeliete trek deur die woestyn en die Here sorg vir hulle elke dag. Hulle hoef nie eers te gaan in hulle ketties of hulle slingervelle of hulle pyl en boë of wat ook al hulle gehad het, spiese of wat ook al ergens een of ander verlore bok te gaan soek tussen die heuwels of tussen die sandduine daar in die woestyn nie. Die Here laat letterlik die kos uit die hemel uitkom. Manna en kwartels. Het julle 'n voël probeer vang, 'n wilde voël. Dis nie moeilik, dis bietjie moeilik. Dis bietjie baie moeilik. Nie as jy 'n pellet het nie, dan is dit baie makliker. Maar in elk geval, maar die Here laat hierdie voëls uit die hemel uitkom en hulle sit stil. Hulle sê vang my asseblief en eet my. Nee. En die Here sorg vir hulle elke dag. En die een dag toe hulle bietjie dors is, toe sê hulle vir die Here, Here, jy sorg nie vir ons nie, wat is die storie, kan ons nie maar teruggaan en slawe wees nie. Hulle het vergeet hoe hulle rug gelyk het en gevoel het, na elke dag se geslaan met die swepe, die houe was al weg en die memories was net van al die mooi goed en die wat hulle nou 'n ander soort pyn het in die woestyn. En hulle kom teen die Here in opstand. Weet jy dat later in die Ou Testament kom daar hierdie ding wat sê as jy jou ouers vloek of as jy teen gesag in opstand kom, dan moet jy met klippe doodgegooi word? Dis 'n reël wat God gemaak het. So Jesus of die Here kon met 'n gedagte kon hy gesê het, weet jy wat, ek skeelvol vir Israel, ek skeelvol vir my volk. As hulle so wil optree, want ek sorg elke dag vir hulle, dan moet hulle maar net daar waar hulle staan, kan hulle dood neerval. Die aasvoëls kan hulle kom opeet. Maar God doen dit nie. God doen dit eenvoudig nie. En dan dink ek aan my en aan jou. Die Here sorg vir ons, oor en oor, elke dag. Ek het al hoeveel keer die voorbeeld gebruik. As jy dink het gaan met jou sleg, klim in jou kar, of jou bicycle, of jou motorfiets, of vat vir Potifar uit vir 'n loopie, en dan loop jy, en dan gaan jy na die medikliniek toe, en dan sê jy vir hulle, luister, gee my 'n rekening, vir elke moontlike prosedure wat julle op my kan uitvoer, plus die hoeveelheid tyd wat dit gaan vat vir my om in al hierdie beddens te lê, dat dit ook ontslaan word. Dit gaan miljoene der miljoene wees. Vir alles wat hulle aan jou lyf kan regmaak wat verkeerd is. En elke oggend staan jy op, en ja, soos jy ouer word, klink jy soos 'n kar wat bietjie kraak en kreun en steen. Hoe ouer jy word, hoe stadiger vat dit vat my van die bank tot by die kombuis se toonbank om regop te kom, min of meer nou op hierdie stadium. Maar dis nou maar so, nee. En die Here sorg vir ons elke dag. Jy maak jou yskas oop en jou vraag is nie, waar is die kos nie, jou vraag is, wat gaan ek eet? Jy maak jou kas oop en jy sê nie, wat is daar om aan te trek nie, jy sê, wat gaan ek aantrek uit al hierdie opsies?
Waarvoor is ek lus? God sorg vir jou elke dag, maar dan, op daai een dag, wat jy nou gebid het en die Here het nou vir jou geluister nie, of iets gaan skeef, of iets trek skeef, of iets loop skeef, of iemand is lelik met jou, dan gooi jy jou arms in die lug en jy's kwaad vir die Here, want die hele wêreld is teen jou en arme jy wil sommer net wurms eet. En die ongelooflike ding, en ek sê dis ongelooflik, want ek sukkel om dit te glo, is dat God nie elke dag ons dood laat neerval vir die goed wat ons aanvang. Ek het laas Sondag gesê, elke sonde, is iets wat vir my pa een keer vir my gesê het, en toe het ek 'n boek gelees wat met die naam van die hand vir die spykers ingeslaan het, oor daai soldaat, is maar net fiksie, is 'n storie, oor die ou wat die spykers nie sy hande ingeslaan het. En ek besef dat elke sonde wat ek doen is soos nog 'n hamerslag, nog 'n sweepslag. En ten spyte daarvan, kom die Here en hy sê nie, klops, ek's nou klaar met jou, enough, daar is hy, val dood neer nie. Die Here hou aan om te sê, hier's ek sal wonderwerke doen, ek sal spreek woordelik vir jou water uit 'n klip gee. Ons aanbid 'n amazing God. Jesus in Johannes 4 vanaf vers 5, en ek gaan nie alles lees nie, ek skiep 'n klomp gedeeltes, ontmoet 'n Samaritaanse vrou, en hierdie situasie gebeur ook rondom water. Johannes het uitgevind, Jesus het uitgevind, dat die Fariseërs gehoor het, dat hy meer disippels werf en doop as Johannes. So hy is besig om bietjie famous te raak, en die Fariseërs raak kwaad, so Jesus besef, hy moet so bietjie net versigtiger wees, want die Fariseërs wil hom doodmaak, so hy moet so bietjie versigtig wees. Dus het hy van Judea verlaat, en weer na Galilea toe vertrek. Hy moes deur Samaria reis. Hulle kom toe in 'n dorp in Samaria, wat Sigar genoem word, nie Sigar nie, Sigar. Dit was naby die stuk grond, wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die put van Jakob was daar geleë. Aan die ander woorde, die put van Jakob was so, die Katolieke het mos saints en holy places en whatever, nou vir die Israeliete was hierdie put so bietjie van 'n heilige plek, want daar het groot goed gebeur tussen die aartsvaders, Abraham, Isak en Jakob en die Here. So hierdie put was opgepas en mooi opgepas, dit was 'n nice plek om na toe te gaan. Die put van Jakob was daar geleë. Jesus het toe, omdat hy regtig uitgeput was van die reis, sommer daar by die put gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Nou sê gou vir my, in die middel van die somer, hoe warm is dit 12 uur? Palaborwa warm, nee, dis like seriously warm. So Jesus sit daar in die woestyn, 12 uur in die dag, hy is like dors. 'n Samaritaanse vrou kom toe, om water te skep, en Jesus vra vir haar, gee asseblief vir my water om te drink. Sy disippels was nog in die dorp om kos te gaan koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe op aarde vra jy vir my wat 'n Jood is, van my wat 'n Samaritaanse vrou is, water om te drink. Jene, ek moet terug gaan Gatrie in toe. Is hier taaljuffrouens hier vandag? Kan ek asseblief inskryf vir 'n leeskursus? Okay. Jode wou immers niks met Samaritane te doen gehad het. Nou kom ek gee jou net perspektief, as jy nie weet hoekom nie. Jode was baie rassuiwer. Hulle het geglo, net 'n Jood mag met 'n Jood trou. Die ortodokse Jode is vandag nog so. As jy 'n Joodse man of vrou is, dan het jy geweet, jy het jou toekomstige bruid was iemand in jou plaaslike sinagoge. Dis so dit was, en as jy iemand wou gehad het wat nie uit jou plaaslike sinagoge was nie, dan het jy na 'n ander sinagoge toe gegaan. Dis hoe die Jode geglo het. Jy trou binne die Joodse volk. Nou die Samaritane was bastar. Hulle was gedeeltelik Joods, hulle was nie totaal Joods nie. Dit was 'n klomp Jode wat so 'n bietjie geondertrou het met ander volke. So hulle was so 'n bietjie op neergekyk, want hulle was halfpad Jode, nie heeltemal Jode nie. Hulle aanbid dieselfde God, hulle het almal geglo in God, die skepper van die hemel en die aarde, die God van die Ou Testament, maar omdat die Samaritane nie suiwer was in hulle ras nie, en omdat hulle die reël van God oortree het
het die Jode hulle so op die een kant gehanteer. En daar's nie met hulle gepraat nie, inteendeel, hulle moes op 'n spesifieke plek bly. Spesifieke gedeelte was hulle sin, en raai wat, ons sien dit nou nog in Israel, met hierdie ouens wat die Wesbank is hierdie mense, en hierdie is daai mense, en so aan en so aan. So, Jesus het daarop gereageer, nadat sy gesê het, hoekom praat jy met my as 'n Samaritaan? As jy maar net hierdie gawe van God vir jou geken het, Jesus praat van homself, hy sê, ek is hierdie gawe, en geweet het, wie dit is wat dit vir jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy vir hom, Jesus praat van homself in die derde persoon, gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir Jesus, meneer, jy het nie eers 'n skepding nie, en die put is diep, van waar gaan jy hierdie lewende water kry? Jy is beslis nie belangriker as ons vader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en daaruit gedrink het nie. Jesus antwoord daar, elkeen wat van die water in hierdie put drink, sal weer dors word. Wie egter van die water drink wat ek gee, sal nimmer as te nooit weer dors word nie. Die water wat ek vir hom sal gee, sal 'n fontein in hom word, waarvan die water vir altyd sal bly uitborrel. Die vrou sê vir hom, sy verstaan nog steeds water as water, sy sê vir hom, gee vir my hierdie water, dan hoef ek nie weer dors te word nie. Ek hoef ook nie weer hierheen te kom om water te skep nie, want is harde werk en net vrouens het dit gedoen. Mans het nie gaan water haal nie. Nee, mans, dit is Bybels, nee, jy moet nie jou eie water kry nie. As jy dors is, sê vir jou vrou, jou kinders, jy's dors. OK? Is jy reg? Mans? En as jy dit vir jou vrou wil sê, dan maak jy seker jy het een van daai boks of skramhoetjies op. Nee? Sê ek is dors. Nee. Ek speel net. Hy sê toe vir haar, want sy gaan nou aan oor hierdie fisiese water, en hy probeer vir haar verduidelik, maar hy praat van homself. So nou benader hy dit daar uit 'n ander kant uit. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug. Die vrou het dadelik gereageer en gesê, ek het nie 'n man nie. Jesus beamoed dit toe, hy sê, jy sê dit reg, dat jy nie 'n man het nie, want jy het reeds 5 mans gehad. En die een wat jy nou het, met ander woorde die een wat saam met jou in die bed slaap, daar in die huis wat jy is nie jou man nie. Met ander woorde, jy is nie getroud nie. Dit wat jy gesê het, is die waarheid. Die vrou toe sê toe vir hom, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons voorouers het op hierdie berg aanbid. Maar julle as Jode sê die plek waar 'n mens moet aanbid is in Jerusalem. Jesus merk toe op en hy sê, glo my vrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op die berg en ook nie meer in Jerusalem hoef te aanbid nie. Daar kom 'n tyd en dit het aangebreek, want Jesus was daar, wanneer ware aanbidders van die Vader, vanuit 'n verhouding met die Gees, met ander woorde met God self, en in waarheid sal bid en aanbid, want die Vader verkies dat mense hom so aanbid. Die vrou sê toe vir Jesus, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem het, en wanneer hy kom, en dan gaan sy aan oor wie Jesus is, en die Messias sal kom, en dan sê Jesus, dis ek, en dan gaan sy dorp toe, en sy sê vir die dorp, ek het hierdie man gekry, en hy weet alles van my, hy ken my hele vuil geskiedenis, en hy is nog steeds lief vir my gewees, en hy het met my gepraat oor God, en hy het my goed oopgemaak oor die Bybel, kom kyk en kom luister, en dan kom kyk die mense, en hulle kom luister, en dan sê hulle, heel aan die einde, dan sê hulle, Jesus het 2 dae lank daar oorgebly. Baie van die mense het op grond van sy woorde begin glo. En hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie. Ons het nou self gehoor wat hy sê. En ons weet dat hy regtig die verlosser van die wêreld is. Met ander woorde, wat hier gebeur het is, Jesus kom sit in 'n wêreld vol sonde, met mense wat hulle self elke dag probeer skoon was met water, en elke keer probeer water drink om jouself te detox en al die vuil uit jou stelsel uit te kry. En elke dag moet jy dit oordoen, en elke dag moet jy weer bad, want jy bly vuil en jy bly ongesond. En jou lewe is vuil en vol sonde, en die Here kom in hierdie wêreld in, en hy sê water is nie die antwoord nie. Lewende water is die antwoord, ek is die antwoord. En Jesus lê vir hulle uit hierdie woorde, en hy sê, maar
Van die Ou Testament af sê hulle, ons is dors, ons is dors, ons is dors. En julle besef nie, dat jy moet nie dankbaar wees vir die water nie, jy moet die God aanbid wat die water gee. En Jesus kom en hy sê dit hier weer. En hy sê, ek en jy moet die vraag antwoord, waar kry jy jou water? Is die antwoord moet wees, by Jesus. Hy is my lewende water. Maar die punt is, mense is nie eers supposed to be om te vra nie. Hierdie vrou wat hierdie lewende water by Jesus gekry het, wat 'n sondaar was, sy was 'n prostituut, sy was 'n slegte vrou gewees. Sy het gegaan van man na man na man, sodat sy net kos het om te eet, sodat sy net kon leef en oorleef. Jesus weet alles van haar, en in plaas van om vir haar te sê, wat in die Bybelse tyd moes gebeur het, in plaas van om haar te verwerp, en te verag, en haar te expose vir die wêreld, en te sorg dat sy met klippe doodgegooi word, kom Jesus na haar bewys aan haar genade, en liefde, en vergifnis. En dit verander haar so, toe sy daai lewende water, spreekwoordelik van Jesus kry, dat presies dit wat Jesus sê, begin gebeur. Daai lewende water borrel uit haar uit. En sy gaan dorp toe, en dit borrel so uit haar uit, dat mense nie by haar die water kry nie, maar teruggaan na die bron toe, en dit is God. En dis wat hier gebeur. Hierdie mense begin, hulle sê, hierdie God wat jy van praat, hierdie Jesus wat jy van praat, hy's amazing. Hy moet 'n amazing man wees. En hulle begin glo op grond van haar woorde, die water wat uit haar uitkom. En dan ontmoet hulle Jesus self, en dan sê hulle, ons het jou nie meer nodig nie, nou het ek daai persoonlike verhouding met God. Ek hoef nie na 'n berg toe te gaan nie, ek hoef nie na Jerusalem toe te gaan nie, ek kan God aanbid waar ek is. En ek en jy verstaan nie hoe radikaal dit is nie. In die Bybelse tyd was daar vir 'n Jood 3 plekke waar jy God kan aanbid, en die 3de plek was nie naaste by amper goed genoeg nie. Vir die Jode was dit Jerusalem en die tempel. En ten minste 1 keer 'n jaar moes jy tempel toe gaan en Jerusalem toe gaan. As jy 'n Jood was, jy het jou geldjies gespaar, jou jaarlikse vakansie, kinders het geweet, as pappa en mamma het, jy het nooit gevra waar gaan ons vakansie hou nie, dit was altyd Jerusalem. Nee, want jy vat jou goedjies en jy gaan aanbid. Dis wat jy doen. Vir die Samaritane was dit daar by die put van Jakob, daar by daai berg. Want hulle was nie toegelaat in Jerusalem. En dan, die res van die jaar, dan jy by jou sinagoge in jou dorpie, daar het jy God aanbid. God was 'n lokale God, met ander woorde, hulle het geglo, God is verbind aan 'n plek. Hy's of by die sinagoge, of hy's daar by die berg Horeb, of hy's daar by Jerusalem. En hier kom Jesus en hy sê, nee, God is waar jy is, as jy die lewende water gekry het, wat Jesus het om uit te deel. Paulus praat later daaroor, wanneer hy hierdie woorde gebruik in Romeine 5 vers 1 tot 11, ek gaan weer nie alles lees nie. As mense deur God vrygespreek is omdat ons glo, het ons vrede met God op grond van wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Ander woorde, die gemors tussen my en God is deur Jesus weggevat met sy dood aan die kruis. My sonde. Deur Christus Jesus het ons, omdat ons glo, toegang gekry tot hierdie posisie van genade, hierdie ek mag in God se teenwoordigheid wees, waarin ons nou bevind en in kan jubel, vol verwagting oor die heerlikheid wat God vir ons gee, en hierdie toekomsverwagting, hierdie ding wat vir ons wag, die ewige lewe, sal ons nie teleurstel nie, want ons weet hoe lief God ons het. Hy het sy liefde in ons harte uitgestort, deur sy gees wat hy vir ons gegee het. Ja, toe ons nog hulpeloos was. Met ander woorde, toe ons vol sonde was, vuil, ons kon nie onsself help nie, ons kon nie onsself red nie. Het Christus vir ons, die goddeloses, kom sterf. Verstaan jy dat God jou beskryf, voor jy Jesus ontmoet as goddeloos?
Nou ons ry deur party plekke, deur party dorpe, en dan kyk jy so, dan praat jy van hierdie is die Gopse, of hierdie is die verkeerde kant van die treinspoor, of hierdie is dit, of hierdie is dat, of jy ry daar deur die strate van Hielbrau, of jy dalk ergens op 'n manier die voorreg om in Europa te kom, en jy kom daar in Walletjiestraat, net om te gaan kyk en te sien wat gebeur, en dan sê jy, yes, hierdie plek, en jy loop by die kafees verby, en is net dagga wat gerook word, en whatever, en dan sê jy, ja, hierdie plek is goddeloos. Jy moet pas op vir daai woord, want dis hoe God my en jou beskryf sonder God. Hy sê, dis jy, dis ek, maar daarom het Jesus vir ons kom sterf. Ek en jy as mense is 'n persoon wat kwaliek bereid sal wees om vir 'n regverdige mens te sterf. Met ander woorde, dit gaan baie vat vir my, nie om as ek dink, Daan of Bruce of Rihanna is nice mense en die kom 'n ou in en hy sê ek gaan vir oom Daan skiet of vir jou, wie moet jy kies? Dan moet ek nou is ek die dominee en ek moet 'n voorbeeld stel. Dan sal ek sê ag nee, wat skiet my broer? Skiet my. Nee, los vir arme Daan. Ek sal sê nee, wat skiet hom maar. Sorry. Nee. En oom Daan is 'n nice ou. Maar as dit oom Daan was wat moes kies, het hy ook gesê, hoorie, sorry Johan, ek like jou, maar ek like jou nie so baie. Is ek reg oom Daan? Om so gesê het vir my kinders, ek gaan nie my kinders en kleinkinders opgee vir jou nie. Nee wat, skiet op. Nee, 'n persoon sal kwaliek bereid wees om vir 'n regverdige mens te sterf. Miskien sal jy kans sien om vir 'n besonder goeie mens te sterf, soos as dit tussen my en my vrou is dit easy. Skiet my. Nee, skiet my. Op 'n goeie dag. Nou, hoor hierdie woorde van Paulus. God laat blyk sy liefde vir ons, dat Christus vir ons kom sterf, ten spyte daarvan, dat jy 'n sondaar is. Watter woord het hy nou gebruik? Hierdie is 'n sagte enetjie. Goddeloos. Ons is nou vrygespreek deur Jesus se dood. Hoeveel te meer sal hy ons nie, God ons nie, deur Jesus verlos van die toekomstige oordeel nie, met ander woorde van die hel. Want as God ons, terwyl ons nog vyande was, deur die dood van sy seun aan 'n kruis, sy vriende gemaak het, hoeveel te meer sal hy ons nie, nou dat ons sy vriende is, deur hom, die lewende Jesus, van die oordeel kom red. Bo alles kan ons nou ook jubel in God, omdat Jesus ons die voorreg gegee het om vriende van God genoem te word. Yes! That's amazing! Wie hier is in die hoërskool? Toe, wie is laerskool, hoërskool, wie is in die skool? Steek jou hand op. Toe, asseblief, net vir my, vra mooi, wie is in die skool? Right, nee, nou as jy in die skool is, dan sal ek sekere kinders, jy wil hulle pelle wees, nee? Almal wil hulle pelle wees. Dis die ingroepie, dis daai crowd, nee? In party skole het die groepie 'n naam, soos die Barbies, of die Kens, of die whatever. Waar ek vandaan kom was dit die Metalheads. So, die waarheid. Die Metalheads. Is het Thunder geluister? Ken jy Thunder? Ok, in elk geval, nee? En jy wil hulle vriende wees. Dan is jy in, dan is jy cool, dan is jy great, dan is jy awesome. God sê die enigste persoon wie se vriend jy regtig wil wees, nie eers persoon nie, die enigste een wie se vriend jy regtig wil wees, is 'n vriend van God. Dan maak dit nie saak, ek het nie week het ek het gepost somewhere, as God met jou tevrede is, maak dit nie saak wat die res van die wêreld dink nie. As ek God se vriend is, maak dit nie saak wie kies om met my vriende te wees of nie. Dis wat hier gebeur. So ek vra vanoggend vir jou, spreek woordelik, het jy die lewende water al geproe? Daar's 'n prentjie agter my op die skerm, as jy mooi kyk, die boonste prentjie, is van 'n man wat worstel met God, of 'n skildery daarvan. Ek het hierdie uitdrukking wat ek sê, 'n mens verander as jy in die Here vasloop.
Wanneer jy met die Here stoei. Wanneer jy stoei met hierdie ding van hierdie mens wat ek was, die sonde in my lewe, want soms is sonde nogal lekker. Kom ons wees eerlik daaroor, né? Het is nogal lekker soms. En jy stoei met die Here en jy sê, maar ek wil 'n beter mens wees as dit. Ek wil nie skuldig voel as ek in die oggend opstaan nie, maar terwyl ek dit doen, is dit nog nie môre is nie en is nog vanaand, dan is dit nog lekker. En dan stoei met die Here en dan stoei met die Here en dan eventueel dan gee jy oor. En jy sê, Here, hier's ek. Vat my, soos ek is. En dan kom die Here en hy sê, ek vat jou, jy's goddeloos. Maar deur Jesus maak ek jou vry. Meer is dit. Ek noem jou my vriend. Is dit nie amazing nie? Ons het hierdie uitdrukking op Facebook en op Instagram waar ons praat van, ons neem 'n foto. Nee? Nou het jy 2.500 mense wat jou Facebook pelle is. Dan neem jy 'n foto, dan sê jy, my hartsvriende. Hoe moet die ander 2412 mense voel? Want hulle het nou nie die kat gemaak vir daai foto. Hulle is nou nie jou hartsvriende nie. Hoe moet ek voel? Ek soek jou vriend. En dan lees ek hartsvriende en ek het nie die kat gemaak nie. Dis net, ek speel net. Moet asseblief my nie vandag post op een of ander post en sê hartsvriend nie. Genuine? It's alright. Ek en die Here is alright met mekaar, nee? Maar die Here, imagine, die Here het 'n Instagram account gehad, of 'n Facebook account gehad. Daar's foto's van jou, alleen, nie in 'n groep nie, alleen. En hy loop deur die hemel en hy spog met jou en hy sê, hierdie is my hartsvriend. So waar kry jy jou water? Het Jesus se water jou skoon gewas? Nie hierdie water wat jy in bad vanaand en môre aand moet jy weer daarin bad nie. God se water wat nuut maak, Jesus. Dis waaroor die lydingstyd gaan. Ek wil afsluit met hierdie beeld sodat die kinders verstaan. Die Bybel praat van hierdie hele proses. Kies hy die woord, ons word met God versoen. Nou probeer jy, ek sit toe nou gisterand en dink, hoe gaan ek die woord versoen vir 'n kind verduidelik? Nee? As pappa en mamma vir hulle kinders kwaad is, dan wil hulle nie vir die kind 'n soentjie gee nie. Hulle wil hulle verwrig. Nee? Maar as jy soet is, en jy maak jou bed op, en jy tel die handdoek op in die badkamer, en jy maak die tandepaste toe, en jy gooi die papiere in jou kamer in die asblik, dan's mamma en pappa lief vir jou, dan wil hulle vir jou 'n soentjie gee. Nou dis wat Jesus kom doen het. Ons is vol sonde, so God wil ons nie 'n soentjie gee nie, ons is vuil. Dan kom Jesus en hy was ons skoon. En dan sê God, nou sal ek jou 'n soentjie gee. Jy is met my versoen. So die vraag wat ek jou vra is, wil God jou vandag 'n soentjie gee? Of het jy nodig om eers 'n paar goed te bely, dat hy jou skoon maak? Dis wat Jesus kom doen. Geen groter liefde is daar, sê Romeine 5 vers 8, dat God ons gered het, toe ons nog sondaars was. Amen, kom ons bid saam. Here Jesus, dankie. Dankie dat U vir ons wat dors is, en soos die Israeliete deur die woestyn gejaag en ondankbaar is. Here, U sorg elke dag vir ons, maar nog steeds, daai een keer of twee keer wat ons iets kort, of dinge nie gebeur soos ons wil nie, dan gooi ons arms in die lug en skree ons spreekwoordelik, ons is dors. Want U sorg nie vir ons nie, maar ons kyk mis wat U alles vir ons doen. Here, dankie dat U ons nie laat dood neerval nie. Here, dankie dat ons soos die Samaritaanse vrou wat verwerplik is, dat U ons wat verwerplik is kom nuut maak deur Jesus aan die kruis. Dankie dat U ons nie net nuut maak en oormaak en skoon maak nie, maar dat U ons vriende noem.
dat ons status verander van goddeloos na vriend van God. Here, ek wens op Facebook was daar nie net relationship status van married of unmarried, single of divorced nie. Here, maar daar was 'n relationship status with God. En dat ek daar kon skryf, vriend van God. Want dis wat ek is. Mag ons gaan en dit op ons WhatsApp status skryf. Here, wat 'n voorreg, ongeag wie kies om my as vriend te hê in die wêreld. U het gekies om my 'n vriend te noem. Dankie daarvoor, Here. Here, ek wil kom bid vir elke een wat nie daai versekering het nie. Here, hier is mense hier vanoggend en mense wat die video kyk, wat weet dat hulle nog nie 'n vriend van God is nie. Here, wil U gee dat hulle sal stil raak. Dat hulle sal sê, Here, hier is ek, goddeloos, 'n sondaar. Vergewe my sondes. Jesus, dankie dat U vir my aan 'n kruis gesterf het. Maak my nuut. En Here, dat U in daai oomblik hulle sal kinders maak van U en vriende van God. Met daai eenvoudige woorde. Mag ons die gebed van 'n sondaar bid, almal van ons. Here, en vir ons wat 'n bietjie droog gemaak het en bietjie vuil geraak het, mag ons meer gereeld as wat nodig is. Meer gereeld as wat ons bad. Ons sonde voor U bely. Sodat ons vir U heilig en aanneembaar is. Here, kom dra ons deur die week wat voorlê, wat ook al daarin is. Ons kan nie voorspel nie, ons kan beplan. Ons kan sê, ek dink ek gaan dit of ek dink ek gaan dat. Here, maar U is in beheer van alles. U weet wat gaan gebeur. U dra ons. Here, in die week wat voorlê, moet besighede weer maandeinde doen en ander mense moet salarisse kry en dit moet reg uitgedeel word sodat al die gaatjies toegemaak word. Here, help ons almal. En mag ons eerste vir U gee wat U toekom, Here. Dan sal U sorg dat wat oorbly genoeg is vir al die gaatjies. Maar Here, dis die probleem, hoekom ons nie genoeg het vir die gaatjies nie. Want ons gee nie eerste vir U nie. Kom, Here, en kom ontvang ons tiendes en ons offergawes. U is ons eerste liefde. Ons sal eerste gee vir U, want dit is U sin. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en jou offergawes. En as ek die seën van die Here uitspreek, is dit met die hoop, met die verwagting, dat jy jou water by Jesus gekry het, en dat in die wêreld daar buite strome van lewende water, daai fountain of grace, wat jy so pas van gesing het, en met my for more van Bethel, dat daai fountain of grace sal vloei uit jou binneste. Dat mense by jou Jesus sal sien en die bron sal gaan soek. Want jy leef 'n lewe waar die Here beloof en sê hy seën jou met hierdie woorde, ek die Here is vir jou goed en ek sal vir jou aanhou goed wees. Ek die Here sorg vir jou en ek sal aanhou vir jou sorg. Ek die Here sien jou raak en ek sal jou aanhou raak sien. Ek die Here gee vir jou my liefde en ek sal dit aanhou doen. Ek die Here is jou goedgesind, selfs al is ander mense nie. En ek sal aanhou vir jou goedgesind wees. En ek die Here gee vir jou voorspoed, anders as die voorspoed was wat jy verwag. Ewige voorspoed, ware voorspoed. So verbind ek my aan jou, sê die Here. Want jy is my kind en ek het jou lief en ek sal jou seën. Amen.